Jesus het dit in jou geplant. Hy sê as hy dan vir jou is, wat kan teen jou wees? As jy dit nie veg nie, gaan jou kinders dit moet veg. En as jy dogters het, is die kans goed, hulle gaan met ouens trou wat met dit gaan moet Because deel. those people were so wicked and they were fighting and they were killing each other. It was so violent in that city. You see in Genesis 6, the Bible says in Noah's time, the people were violent. What are we finding today? There is no mountain that stands tall as your faithfulness. So welkom Pastoor Werner weer. Dankie dat jy ingestem het om weer te kom, om weer lekker saam te kom kuier en vir ons bietjie te leer hoe lyk dit in vandag se dae, die woord van God, hoe pas ons dit toe in vandag se dae, want ek seker dis nie net daar geskryf sommer vir niks nie. So ons gaan sommer in dit inspring. Hoe noem pastoor die 3 manne vir mense om nou hierdie te onthou wat ons nou oor gaan praat? Ja, as jy met tieners werk, moet jy dit doen. So Saterdag, Maandag en 8 en 9 ou. So Awesome. ja, 3 ouens in die 4. Ja. Wat in die 4 was. Ja. En dan nou gaan ons nou spesifiek oor die 4de ou en die 4 praat. Ja. Maar ek wil by pastoor hoor. Wanneer het pastoor al gevoel in die 4? En het al gevoel of al 4de ou dan nou saam met pastoor in die 4 was? Ja, ek dink daai is die regte vraag, nee, dis baie relevant want ek dink ons almal het al daai ding ervaar waar ons deur moeilikheid gaan en so aan en ek dink wat hierdie storie dan nou so relevant maak is, jy weet daai sonndagskool antwoord wat ons altyd gehad het, jy weet as jy 'n goeie sonndagskool onderwyseres gehad het, hulle vir jou gesê dien net die Here en alles gaan goed gaan. En dit is amper 'n weergawe van Romeine 8 vers 28, maar dit is nie waar nie. Die Bybel beloof dat ons gaan deur moeilike tye gaan. Dit sê al gaan jy deur die water, dit sal jou nie wegspoel nie, al gaan jy deur die vuur, dit sal jou nie skroei nie. Maar dit beteken ons gaan deur dit gaan. En dan sê Jesus nog verder, dan sê hy, weet jy, die wêreld gaan julle haat omdat hulle my eerste gehaat het. En dit is dan nou 'n bietjie wat hierdie ouens ook ervaar is, hulle word uit hulle land uit weggevat. Hulle hele kultuur, hulle tradisies, alles word van hulle af weggevat. En hoe hulle probeer vashou aan die Here, jy weet, in daai moeilike tyd en ek dink baie van ons ervaar daai groot ontnigtering wanneer ons deur goeters gaan. En so ja, die 4 is 'n waarheid en daai wat jy gesê het van het jy al ooit dit gevoel. Ja. En ek dink dit is vir my 'n belangrike tema in vandag se lewe as ek dink dat Christendom het regtig 'n geloof geraak oor gevoel. Jy weet en ek weet nog nie of dit goed is of sleg is nie. Ek weet net dat dit is wat dit is. Jy weet ons dienste is baie emosioneel, ons voel baie meer mans word gesê, jy weet, jy kan nou emosioneel wees, jy kan nou 'n bietjie, jy weet, cowboys can cry in front of the horses, tipe van ding. Ja. En so ons is in hierdie kultuur van hoe voel jy oor goeters en hoe ervaar jy goeters en so aan. En jy weet, dit is dan nou by Saterdag, Meesdag en Abednego is dit nou dieselfde ding. En ek dink 'n ding om aan te spreek is hierdie gevoel ding, is hierdie Christendom van gevoel waar ons geloof gebaseer is op gevoel. En ons het hierdie spreekwoord, we walk by faith and not by sight. En in vandag se kultuur kan jy amper sê we walk by faith and not by feeling. Want dit is waar ons deesdae is. En Prophet het dit baie mooi aangespreek in Houtkruis, daai liedjie wat hulle sê as gevoelens hoegenaamd besluit te neem. Dan sê hulle, ek vra nie hoe jy voel nie. Ja. As gevoelens hoegenaamd besluit te neem, want dit is irrelevant. Ja. Op die einde van die dag is jou gevoelens. En as jy nou genoeg mense counsel en genoeg met hierdie goeters werk, dan besef jy 'n ding is ons kan nie staat maak op ons gevoelens nie. Christendom kan nie gaan oor gevoelens nie. Het moet gaan oor die waarheid. Ja. En so toe ons nou so 'n bietjie voor die tyd gepraat het, te sê, jy weet, baie mense is baie alleen hierdie tyd van die jaar. Jy weet, Ja. hulle ervaar hulle is
alleen een of ander manier. Jy weet, as jy alleen voel en jy voel ver weg van die Here af, jy weet, who moved? Ja. Jy weet, Ja. jy weet het God beweeg, want ek dink nie so nie, is ons beweeg partykeer weg. En dan partykeer keer ons terug en dit is dan nou wanneer ons bid en so aan en wat ons ook partykeer dan voel ons God is nog steeds ver, ons voel alleen. En dan wil ek haar gevoel challenge met wat die Bybel sê waarheid is. Ja. Wat sê die Bybel? Waar is God heeltyd? Jy weet, want wat is die waarheid daarvan teenoor wat jou gevoel is? Ja. En die waarheid is waar hy sê, jy is die tempel van die Heilige Gees. Sy teenwoordigheid is binne in jou. Daar is nie 'n oomblik wat jy alleen is nie, daar's nie 'n oomblik wat God nie bewus is van waar jy is en so aan nie. En jy weet, die Bybel het baie verse wat hierdie dan bevestig, is dat God is alomteenwoordig, hy's altyd by ons. So ons moet baie versigtig wees, ek dink, om vorentoe besluite en selfs om God te dien op grond van gevoel. Want dit is waarop het neerkom, Profet Eligeus, as Jesus moes op gevoel gereageer het, was daar nooit die kruis nie. Ja. So ons kan dit ook nie doen nie. So ons voel alleen, maar die waarheid is ons is nie alleen nie. Amen. Yes. Vroeger hierdie week vertel 'n vriendin vir my 'n storie. Sy sê, een vriendin ry met haar skoonsussie in die kar, maar hulle verstaan nou nog nie Heilige Gees so 100%. Hulle verstaan nie die tempel wat pastoor nou van praat, dat hy in ons woon en hy is hier by ons. En hierdie vriendin sê, "Wel, as ek tomatiesous gaan koop, dan vra ek vir die Heilige Gees, wat het tomatiesous moet ek koop? As ek 'n beter parkering vir Pick n Pay wil hê, dan vra ek die Heilige Gees vir beter parkering." En die skoonsussie wat nou nog nie mooi verstaan nie, sy sê, "Jy hou daar maar die Heilige Gees besig met onbenullighede." Nee, ek hoor. En dit moet 'n gesprek wees. Ons moet in konstante gesprek wees, want wanneer, soos byvoorbeeld in 'n huwelik, wanneer gaan dit sleg? As hulle ophou praat. As die man en vrou ophou praat. En dit gebeur nie in een dag nie, dit gebeur oor tyd. En as ek kyk na daai manne, ons het nou ook, ek weet mense kan lekker lag daaroor, maar was hierdie 3 mans nie Daniel se vriende nie? So pastoor het nou gesê, maar waar was hy? Was hy op 'n werkskonferensie of wat het hy gedoen? En ek dink partykeer, wanneer ons as gelowige vriende saamloop, dan maak daai vriende baie keer op jou staat vir besluit. Jy word amper hulle raadgewer, dis eintlik die Heilige Gees se werk, want ons kan nie sulke goeie raad gee nie. Ja, mens staan mekaar by en mens you surround yourself with wise counsel, dis wat die Here sê. As jy die slimste ou in die vertrek is, dan is jy in die verkeerde vertrek, obviously. Maar As jy nie die stupid ou kan kry nie, is ja, dit 10 uit. Dis die waarheid. Maar ek dink Daniel, en pastoor het nou na daai vraag gevra, en ek dink hy moes hulle dalk 'n bietjie gelos het. Hy moes hulle dalk 'n bietjie gelos het om te weet dat hy is nie God nie. Hy is nie die ene wat hulle deur die vuur gaan vat nie. Hy is ook nie die een wat hulle gaan red nie. En dis wat ons moet besef, mense gaan ons nie red nie. Net Jesus kan red. Waarin pastoor, kom ons gaan net gou terug na daai oomblik toe as mens dan vandag se daal kan kyk. Wat moes hulle gevoel het? Want ons het nou as pastoor net dit kan uitlig, toe ons oor hulle gepraat het, dis nie soos, want hulle was die beste, slimste, aantreklikste mans van daai tyd wat gekies was, nê? Ek seker hulle het ook gegym soos pastoor. Ek seker hulle moes ook gegym het. Ja, nee, ek sou ook Nee. daar gewees het. Ja. Maar hulle was uitgesonder. Soos pastoor gesê het, wat sou pastoor sê, hoekom sou hulle uitgesonder gewees het? Want daar was baie ander Jode in daai tyd, en ek dink as mense dit net 'n bietjie in konteks kan bring, hulle was nie die enigste mense wat die regte goed gedoen het nie, maar die lig was op hulle gesit. Dit was bold, weet nie. Nie bold nie, bold. Ja, Bold. okay, ek voel 'n bietjie aangesatte baie. Ja, ek dink jy het die regte woord. Hulle was dalk uitgesonder deur die koning, maar hulle was afgesonder deur God. Oh wow. Ek dink almal het 'n roeping
jy weet jy's reg om te vra waar was Daniel, maar ek dink jy weet Daniel het sy eie fight met die koning gehad op 'n stadium en die rede omdat hy waves gemaak het op sekere plekke. En dit is altyd so, enige iemand met integriteit en wat lig kom skyn op goed waar mense nie lig soek nie, maak waves en ek dink hierdie ouens was maar baie dieselfde gewees en toe die koning die wet inbring, luister as jy nie voor hierdie standbeeld gaan buig nie, dan jy weet, is daar nou regtig moeilikheid. So hulle het ook ouens gehad wat gefrustreerd was met 10-10-1 met hulle integriteit. So ek dink nie noodwendig, ek dink Daniel se storie was ene van waar hy op sy eie was en so en ek dink net nie die ouens se fokus was dalk miskien op Daniel gewees nie. Maar dit wat jy sê is reg. Jy weet, ons afhanklikheid moet van die Heilige Gees wees en as jy enigstens 'n disippelskap pad met enige iemand stap, jy weet, Paulus sê volg my soos wat ek Jesus volg en ek dink dis waar, wel dit moet waar wees in die woord, maar ek dink ons moet versigtig wees dat wanneer ons disippelskap met mense doen, dat mense nie afhanklik van ons raak nie. Ja. Ons as disipelmakers is ons verantwoordelikheid om mense afhanklik van die Heilige Gees te maak en hulle moet Jesus volg. Volg Jesus soos wat ons hom ook volg. Maar moenie my volg nie, want die kans is goed, ek gaan jou een of ander tyd drop, ek gaan jou teleurstel, jy gaan kwaad raak, ek gaan iets sê wat jy nie van hou nie, en dan kan jou stap saam met Jesus nie afhanklik wees van jou verhouding met my nie. Ja. Jy moet kan aangaan. En ek dink daai wat jy gesê het, jy weet, Daniel is nou uit die prentjie uit en nou moet hulle self siening kom klaar en jy weet, half hulle eie fight is so waar. Ek dink die verskil is kyk, hulle noem Daniel was een van hulle vriende gewees, daar was 3 van hulle gewees en ek dink wat vir my mooi is die waarop dit neerkom. Ek dink die hele stuk vir my neerkom is die absolute geloof in die Here en miskien is dit 'n baie mooi voorbeeld van gebede en gebed wat moet beantwoord word is waar hulle vir die koning sê ons God is by magte om ons te red. Ja. Maar al doen hy nie. Ja. Ons gaan nog steeds nie buig nie. En ek dink dit is beautiful. Vir soveel redes. Maar net die feit dat, jy weet, hoeveel van ons kan dit sê, hoeveel van ons is, Here, al antwoord U nou nie hierdie gebed soos wat ek dit wil hê nie, sal ek nog steeds aangaan, ek sal U nog steeds dien, al red U my nou nie uit hierdie situasie uit nie, dan sal selfs my dood eer tot U naam bring. Jy weet, hoe beautiful is dit, en dit openbaar eintlik maar net die geloof, jy weet, Ja. wat hulle gehad het op daai stadium. So, ja, ek dink dit is vir my verskriklik mooi van daai tyd, maar ons is nie afhanklik van mense nie, en ek dink dit is 'n groot issue wat ons het in vandag se kultuur. Mense hardloop agter mense aan, en daar is soveel pastore wat nou val. Jy weet, dit is hartverskeurend om te sien wat met hulle gesinne gebeur en met hulle gebeur. En mense gaan verlore as gevolg van dit, want hulle het mense gewoond gemaak om hulle te volg in plaas van Jesus. Absoluut. En daar's 'n gedeelte wat dit in die woord van God praat waar die vuur was so warm, die manne wat nou hierdie 3 manne in die vuur gegooi het, hulle het doodgebrand, dit was te warm, want iemand het geskree, maak dit nog warmer. En net hulle soos 'n termometer daarvoor gehad en gesê, okay, hy's nou warmer, hy's nou reg, want hierdie mense het nou doodgebrand en daar is die manne nou in. En hulle het nie geruik na rook nie, hulle het nie, verstaan, hulle eyebrows was nie gebrand nie, hulle baard was nie gebrand nie, hulle klere was nie gebrand nie, en dis presies wat pastoor nou gesê het, jy gaan deur dit gaan, jy gaan die rivier gaan, maar ek gaan nog wees. So ons is nie weg van dit, ons is nie verwyderd van dit nie, maar in vandag se dae, hoe lyk dit om uitgesonder en afgesonder te wees, spesifiek, soos in 'n werksplek? Want almal is dalk frustreerd met die situasie dat hierdie een persoon nou aansteel. Almal is dalk frustreerd met die situasie dat hierdie ou net nie sy werk doen nie, en dan moet al die ander mense die weight optel. Soos, iemand moet die werk doen. En in vandag se dae, dan baie keer is dit die mense wat die regte ding doen. Ek hoor van baie werksplekke wat
hulle enable die mense die verkeerde goed doen. Hulle weet ons HR ou, hy vertel baie stories sonder name, altyd anonymous, want ons mag nie weet nie. Maar hy vertel, dan sê hy, jy vra vir my of jy hom weer moet aanstel. Hy het by jou gesteel, hy het hierdie verkeerde goed gedoen. Hy het jou besigheid seer gemaak, but yet you keep on enabling the wrong things. So ek sou sê ook, wat enable ons? Want dit is asof die vuur warmer gemaak word, vir die regte mense om daarin gegooi te word amper. In vandag se dae. En baie keer beplan mense se ondergang om hulle in die vuur te gooi. Maar wanneer jy hulle besig is met Jesus se mense, dan gaan hulle nie gebrand word nie. Dit frustreer hulle. En hooplik dan kan hulle sê, hoorie, wat het jy wat ek nie het nie? Want hoe is jy dan nie gebrand nie? Ek het dan in jou ondergang vir jou beplan. Nou dag ry iemand verby my en hulle stuur vir my 'n boodskap. En hulle sê, "Oura, jy lyk so gelukkig. Jy lyk so," en ek is soos, ek glimlag groot en breed en partykeer kan ek nie regtig sien wie voor my ry nie, maar ek glimlag vir ingeval. Want een keer toe ek 16 was, ek kan dit so goed onthou, 'n rowwe vuurtyd in my lewe, het ek gedink ek gaan sommer op my eie perke die tydelike met die ewige verruil. En ek het klomp hulle in ons huis in die hande gekry en en ek het besluit, okay, hierdie is hoe dit gaan wees, maar ek kan onthou ek het so in die Hoofstraat geloop in Voortrekkerstraat, daar waar die koffiewinkel nou eintlik is. En ek het so geloop en ek het gesê, as iemand vir my nou kan glimlag, die volgende persoon wat verbyry, dan sien u my. Ek het alleen geloop. En ek kan dit duidelik onthou en iemand het vir my geglimlag. So ek dink altyd, daar kan ek help om iemand, ek weet ek kan nie red nie, maar ek weet ons is Jesus se hande en voete. Maar elke keer as ek glimlag, dan kan ek dalk 'n hand wees wat iemand iets uittrek. Ek kan dalk in die vlees die vierde persoon wees hier op aarde, weet hoe dit hier so lyk, om iemand uit te trek. En hierdie vrou sê dit vir my en ek is soos, hoe awesome is dit? That the joy of the Lord is my strength. Dit is nie elke dag maklik nie, dit is nie elke dag lekker nie, dit is nie elke dag gemaklik nie. En sy sê, en dis hoekom ek vandag na jou toe uitreik, want dit gaan nie goed met my nie. Ek wens ek kan so glimlag. Ek wens, kan jy my wys hoe? En dit is dan nou wat ons dan nou moet doen. Wat baie mense het gemaklik geraak met die gevoel, met die dinge wat in die wêreld aangaan. Hulle raak gemaklik. So, die pastoor moet gou hoe pastoor se hande kruis. Gou vir my kruis. Net so, maar okay nou, al die eisters wat pastoor nou leer. Maar dis gemaklik, nee, ons is gewoond om ons hande so te kruis. Nou draai pastoor se hande om en kruis aan die kant toe. Soos dis weird. Ek dink ek het nou net exactly dieselfde gedoen. Want mens gaan na default toe. Dit is amper asof hy nie kan vashou. Wat is jy nou besig om te doen? Hoekom gee my moeder goed pas? So seil. Hierdie is wat ek geleer het. Ons raak gewoond om dit so te doen. Jesus sê jy gaan nog steeds dit doen, dit gaan anders lyk, want dit moet anders te wees. Ek weet ook nie presies wat se kans anders te op nie. Ja. Ons moet nie gemaklik raak omdat die wêreld gemaklik raak nie. Dis eintlik by wat ek wil kom. Wat dink pastoor? Ja, so ek weet 'n paar goed. Ek dink ons probleem is die feit dat ons rondkyk en ons kyk na ander mense en ons sê, jy kyk na daai ou, hy dien nie eens die Here nie, kyk hoe goed gaan dit met hom. Jy weet daai tipe van goed en dan kyk jy na die woord en dan hoeveel keer in die woord kom jy agter dat God nie 'n saak het met wat mense om jou doen nie. Jy weet, karakter is wanneer almal om jou doen wat hulle wil, maar jy bly getrou. En dis taaf in 'n kultuur wat goeders 'n sekere manier doen, jy weet, en ons wat probeer om die hemelse kultuur, jy weet, hier op aarde uit te leef en jy weet waarvoor ons ook geroep is en dan so wat jy ook gesê het, jy weet, soos wat ons gesê het, afgesonder is voor. Dis taaf, dit is taaf daar buite en om nie
rond te kyk nie. Daar's soveel stories in die Bybel wat dit sê, daar's 'n storie wat nie almal ken nie. Ek ken hom nou omdat ons nou die die skolebediening doen en hierdie is een van hulle wat opgekom het en die titel is die storie van die ou en die jong profeet. Ja. En waarop dit neerkom is die jong profeet word deur God gestuur om 'n koning te gaan aanvat wat alweer droog maak in Israel soos as they do. Ja. En hy kom daar aan, hy vat die ou aan en God gee vir hom spesifieke instruksies. Hy sê vir hom luister, jy gaan nie eet nie, jy gaan nie drink nie en wanneer jy terugkom vat 'n ander pad. En hy doen dit en 'n ou profeet kom te hore hiervan en hy kom hom toe nou tegemoet terwyl die ou nou op pad terug is. En die ou profeet sê vir my, man, maar kom eet by my. En die ou sê vir hom, die Here het vir my gesê, ek eet nie, ek drink nie en ek vat 'n ander pad. En die ou profeet sê vir my, ek is ook 'n profeet en die Here het vir my gesê, kom eet by my. Ja. En so, jy moet dit gaan lees, dis crazy. Dis so random, maar dit soveel waarde. So, hy gaan eet by die ou profeet. En die Here praat deur die ou profeet wat net vir hom gejok het en sê vir hom, omdat jy nou nie geluister het nie, gaan dit jou lewe kos. Die jong profeet klim op sy donkie, op pad huis toe, kom daar 'n leeu uit 'n bos uit, soos jy kan hierdie goed opmaak. Ja, nee, jy kan nie. Leeu uit die bos uit, byt hom dood, vreet hom nie op nie, byt hom dood. So hier is die prentjie, die mense stap daar verby, ek weet nie hoe nie. Maar hulle stap daar verby want hierso lê die ou se lijk, daar lê die leeu, en hier staan die donkie. Verstaan jy? Nou dis 'n crazy storie. En die ou profeet het toe nou op die einde van die dag die ou gaan vat en hom gaan begrawe en hy was toe nou nie begrawe soos wat God beloof het in sy voorvader se grafte nie as gevolg van dit wat hy gedoen het. En dan vra jy jouself, my maggies, Here, hierdie ou het vir hom gelieg. Ja. Jy Hoekom weet, moet hy doodgaan? Hoekom moet hy doodgaan? En die punt is, maar wat het ek vir jou gesê? Ja. Verstaan jy? So Wow. ons gaan verantwoording doen vir dit wat God vir ons sê, dit wat God in ons lewe geplaas het. Want almal om ons, daar gaan altyd iemand wees wat lieg, daar gaan altyd iemand wees wat droog maak, daar gaan altyd, maar waarvoor het ek jou geroep, wat het ek in jou gesit? Verstaan jy? So dit is waarvoor ons gaan verantwoording doen. Jy weet, daai wat jy gesê het van die werksplek. So dis die eerste beginsel wat ek sal sê is, moenie rondkyk nie. Ja. God is besig om na jou te kyk. Kyk op, fokus op God. En jou karakter gaan jou op 'n stadium vooruitloop en dit is hoekom mense jou gaan haat want jy dien hom. Ja. Maar God gaan trots wees want jy weet, wanneer mense jou sien, gaan hulle sê, ja, die appel val nie ver van die boom af nie. En dit is seker een van die grootste komplimente wat jy kan kry. Dan die ding van, jy weet, waar hulle nou in die oond was, in die oond gegooi is en dat hulle, jy weet, die vuur het hulle nie gebrand nie, maar dat hulle ook nie soos rook geruik het nie. Jy weet, as ek 'n metafoor, dit kan gebruik as 'n metafoor, het die Here my lankal iets geleer en dit is, laat toe dat ek jou vorm binne in omstandighede en moenie toelaat dat omstandighede jou vorm nie. Wow. En dit is profound want so baie van ons raak victims van ons omstandighede en dit raak die verskonings vir hoekom ons swak karakter wys en nie eer aan God bring nie. En dit is baie maklik om dit te doen, dit is baie maklik om 'n victim te wees en dit is baie gemaklik om dit te doen want gee my aandag, ag arme ek en so aan. Maar dit is nie waarvoor ons geroep is nie, dit is nie hoekom ons hierso op aarde is nie. En die ding is, as ons toelaat laat God ons vorm binne in die vuur, Ja. sal hy altyd die eer kry en sal ons altyd aan die ander kant beter, op die einde van die dag beter uitkom met beter karakter. Jy weet, 'n ander manier om dit te sien, jy weet, die duiwel gooi ons met klippe en hy probeer ons doodmaak en elke klip wat hy gooi, sit ons neer en ons is besig om God se, jy weet, koninkryk te bou met daai klippe, want alles wat hy na ons kant toe gooi, raak 'n wapen in ons hand. Amen. 'n testimony, jy weet, waarvan ons mense kan vertel, jy weet, hier is waar ek was, maar die Here het my deurgedra. Jy sien, want dit is die belofte. Ja. Weet, toe die koning kyk en hy sien 'n vierde persoon,
There's always another in the fire, Right. want hy beloof dit nie. Dit gaan nie oor gevoel nie, dit gaan nie oor hoe jy voel. En waar jy nou is, hoe jou werk, dit gaan nie oor hoe jy voel nie, dit gaan oor die waarheid van wat die woord sê. Ja. Want die belofte is, wanneer jy deur die vuur gaan, dit sal jy nie skroei nie. Wanneer jy deur die water gaan, dit sal jy nie wegspoel nie, want ek is met jou. Psalm 23, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, sal ek niks vrees nie, want U is met my. Dit is die belofte. Die belofte is nie dat jy nie deur dit gaan. Die belofte is dat hy saam met jou gaan wees. Dat jy juis. En dat hy jou in staat gaan stel om deur dit te kom. En dis powerful. Dis powerful om te weet dat die skepper van die heelal se oë is op jou. En hy is besig om die hemel stil te maak en te sê, kyk wat doen hy, kyk die besluit. Sien jy daai wat hy gedoen het? Hy kry dit van my af. Jy weet, dis beautiful. Ja. Ek dink soos wat mense hierdie kyk, is my gebed regtig dat mense sal weet, hulle is nie alleen nie, maar moenie na mense kyk nie. Moenie na jou omstandighede kyk nie, moenie na die gevoelens kyk nie, want Jesus is besig om jou te vorm al is jy in die vuur. Maar jy gaan nie skroei nie, jy gaan nie seer kry nie, jy gaan voel of jy seer kry, want is weer gevoel. Jy gaan voel, en jy gaan dalk vir julle sê, of dalk sê jy dalk vandag vir ons twee, ja, maar jy weet nie wat ek deurgaan nie. Ja. Jy het nie 'n klou nie. Jy weet nie van moeilike tye nie. Laat ek jou vertel van moeilike tye. Want Jesus sê dit gaan so wees. Maar hy deel daai belofte wat pastoor ook van praat. So as jy dalk die temperatuur gevoel opgaan het, dalk in jou lewe, wil ek sê dit gaan nie so bly nie. Wanneer dinge goed gaan met ons, 'n vriendin van my sê hierdie week van ons het selgroep gehad en sy sê wanneer dit goed gaan, embrace it. Maar wanneer dit sleg gaan, endure it because it will end. Ja. This too will come to an end. Nee, Ja. is dit nie mooi nie. So Ja. ek wil pastoor regtig dankie sê dat pastoor altyd die tyd uitkoop om saam met ons die woord van God te deel en soms net regtig in gesprek te gaan en nie dat mense regtig net kan weet, mense het nie nodig om hoog teologies te raak en alles wat pastoor geswat het nou vir ons toe kom sê nie. Maar dat dit net 'n gesprek is en dit is hoe ons die gesprek met die Heilige Gees ook net kan hê, net soos wat ons vandag hier gepraat het. So baie dankie daarvoor. Hoop om pastoor vinnig weer te sien. Ek dink ek het 'n idee vir die volgende een. Ek is baie opgewonde. So ja, Nooi my. Dankie. Pastoor is genooi. Alright. Dankie daarvoor. Soveel blessings.